caught in the streams of life, the pain and the sorrow. Ja, hier op Februarie maand. Alreeds aan die einde. Kom ons weer by mekaar. En ons het eintlik einde November opgehou. So, julle moet my nou net volg as ons gaan kyk na die opnames op die wat noem hulle dit? As jy praat van die website, die webwerf. Dan moet ons net sien. So ons het met redding begin en ek het met julle gedeel die grondslagfase. En toe ek die ander twee wat daarna gevolg het, was eintlik net instrumentaal. Instrumente wat julle gebruik. Instrumente wat julle moet gebruik om die verbond waaroor ons nou gaan praat en die volgende 2 opnames of 3 opnames is bietjie lank. Dit moet julle duidelik maak. Maar kom ons kyk weer. Kom ons gaan sit. So, ons het net so ek weet ek hou nie daarvan as almal alles herhaal nie. Maar ek herhaal dit. So ek weet ek herhaal dit. So ons begin by Genesis, dat ons dit kan verstaan. Ons begin met die platform daarvan. En dan God die Vader wat die paradys skep. Want waarom? Hy wil die mens. Hy wil met die mens tot gemeenskap hê. Dis sentraal die boodskap. So hy sit hom in die paradys, dis sy hart, hy skep met die mens 'n gemeenskap. Hy plaas sy wese in hom, hulle kom by mekaar om gemeenskap in mekaar te hê. En dan gee die mens autoriteit. Dis die basis. Waarom is dit die basis? Want dit was die vertrekpunt. Toe loop het skeef. Toe gaan het helemaal skeef. Heel gaan skeef. Jesus kom om het reg te draai. So waarmee ons tans na kyk en waarmee ons besig is om terug te kom in die posisie waar ons moes gewees het in die paradys. Nou, ek dink nie ons gaan 'n tuin neem met vrugte en goed nie, dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat daarvan uit 'n geestelike hoek uit. Laat dit wat God die Vader vir ons beskore het, wat nog die hele tyd sy plan was, sy hart was, in ons lewens sal manifesteer. En toe kom die sondeval, en toe verbreek dit daai hele situasie. Wat het daar gebeur? Wil dit weer herhaal, want dis die kern. Ons het eintlik 'n verbond met Satan gesluit, in aanhalingstekens. Want ons het onder sy beheer ingekom. Die vrug was die wyse. Die sonde was die feit dat ek God wil wees. En dis waar ons vastgehaak het. Dis waar die probleem gekom het, want daar het ek my prentjie gekry. En my prentjie jaag ek na. En om my prentjie te kry, moet ek geld maak, en ek moet meer geld maak. En Satan staan agter my met 'n lat. In Jeremia 17 vers 5 heers oor my lewe. Dit het nog alles uit die grondslagfase uitgekom. En daar het mama ons uit die tuin uit geëet. En nou is ons buite die tuin. En daar kom 'n gerub, word voor die tuin geplaas om ons te keer. Daar die gerub is geweef in die voorhangsel. So, dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. Maar onthou, God het nie sy rug op ons gedraai en geloop nie. Weet nie. Die hele tyd daar gebly. Daar's iets daar wat ek vir julle wil sê, wat ek met my snaakse geaardheid nie regtig lekker verstaan nie. Hy is op soek na die mens. Hy is die heeltyd gefokus op die mens. Die liefde wat God vir ons het, is daar geen manier om dit met ons verstandelike vermoë enigstens te verstaan. Ons sal dit ten volle verstaan die dag as ons langs hom staan. Miskien is ek voor julle daar. So, geen Christene lê hande op nadat ek gesterf het nie, julle los vir my uit. Want onthou nou, dit is die eindbestemming. Nou waarom sê ek dit? Waarom loop ek so 'n lang draai?
Nou, miskien is dit nie vir julle so moeilik gewees nie, maar vir my was dit baie moeilik gewees. Miskien is daar niemand anders daar buite wat sukkel nie. Fantastic. Sit af die TV. Kyk 'n fliek. Ek sukkel, broer. Want waarom? Ons doen goed, dan weet ons nie wat is werklik aan die gang nie. Ons bid goed, dan weet ons nie wat gebeur in die geesteswêreld nie. Ons eet 'n appel van 'n boom en ons besef nie dat ons hele erfenis eet nie. Ons luister na die influistering van 'n stem en dan ons hele verbondsaspek, ons hele verhouding met God vernietig. Ons weet dit nie, ons verstaan dit nie. God se liefde is fenomenaal. En ek hoop en bid dat julle deur hierdie wyse 'n openbaring van die Vader gaan kry in terme van Johannes 14 vers 21. As jy besef hoe lief is hy vir jou, val al die ander goed vir jou in plek. Kan wil jy nie vir my sê, jy weet hoe dit werk? Nee, maar ons is op pad. Ek het 'n wille wind agter my, maar ek is op pad. Op 'n dag gaan ek daar uitkom. Nou waarom kan jy sê jy het dit nie? Ek weet nie waarom. Onthou net een ding. Dis die Heilige Gees vir daai werk doen. Nie die Heilige Gees doen dit. Jesus sê, en ek sal myself aan jou openbaar. Dis nie jy krause wat nou nog meer lees, nog meer bid, nog meer kerk toe gaan en dan gebeur het nie. Glad nie. Want nou, in die grondslagfase verstaan ons is nou onder die sataniese beheer. En die mens is daar en hy is besig om te veg vir selfbeskikking. En wat nou? Babylon. Waar die stad Babylon opgerig was, kry ons dat almal by mekaar kom en almal in sielskrag. En moet jy nou, dis sielskrag. God die Vader was nie daarmee betrokke nie. Dit wys vir jou wat mense in sielskrag kan doen. Hulle het een taal gehad. Hulle het 'n common purpose gehad. Dit is waar ons is. So die mens kan 'n ding vorm uit sy sielskrag uit. Want baie ouens kom en sê hulle, "Haai, kyk daai ou, hy's genees." Maar hy's nie 'n kind van die Here nie, of hy het nie die Here aangeneem nie, hy het nie eens gebid nie. Ja, kom in sy sielskrag uit. Baie mense sê, is hy nou werklik genees of nie? Waarom dink julle werk jy goed van New Age? Het werk op sielskrag. Ek kan vir jou sê, die demone sit agter dit, moet nie dat ons nou daarna toe gaan nie. Dit werk vir hulle. So die mens begin van daai tyd af veg om selfbehoud, maar hy dink hy's besig om 'n prentjie te jaag. En dis alles deel van die sondeval. En uit die sondeval uit kry ons nou die menslike poging. En die rede waarom ek 'n grondslagfase lê en alles aan julle verduidelik, is dat wanneer jy die dag gaan staan om 'n verbond met God die Vader, drie eenheid te sluit, gaan jy presies verstaan wat is besig om in die geesdimensie te skuif en om in die geesdimensie in plek te kom. So, die hele ding wat ons verstaan, die mens is nou in beheer. Omdat die mens homself op sy eie krag vestig, sy onder 'n vloek. En dit loop saam met ons. Aan die ander woorde, nou kom ons en sê vir onsself, wel, hoe leef ons dan vandag? Kom ons kry 'n distansie en dan kyk ons. Ons is nou in beheer, ons verstaan van die sondeval, ons weet wat het Adam en Eva gedoen, ons verstaan alles. Wel, ek sê altyd vir my vriende, man, ek weet vertel, die dag as ek bo in die hemel kom, sal ek 'n groot ou soek en ek gaan vir Adam soek. Man, hoekom? Ek gaan daai groot ou vra om hom aan te tree. Want regtig, broer, moeilikheid. Ons doen ons eie ding. En omdat daai saadjie in ons is van eie ding,
begin ons dink, ons begin God hoor. Ek wil jou vertel, ek kan vir jou hoeveel Christene wat op my pad kom, hulle dink hulle hoor God, dis nie so nie. Kom ek wil vir julle 'n ding van eie poging vertel. Kom ek vertel julle hoe ver hierdie ding strek. En ek wil hê julle moet nou nie kwaad word nie, moet nou nie TV stukken slaan nie. Ja, julle kyk seker nie op die TV nie, maar hoor net. Kan jy vir een oomblik 2 tree terug staan en na jouself kyk en dink, waar is ek? Ons het baie daaroor gepraat. Maar kom ek vertel jou 'n ding wat so suiwer in ons Afrikaner is. Ons dink ons eie heil uit en dan sit ons 'n godstieker daarop. Weet julle dit? Ek kan vir jou die geskiedenis gaan haal. Ons open die vergadering. As dit 'n skoolvergadering is, open ons hom met skriflesing en gebed. Al wat ons nie met skriflesing en gebed open nie, is wanneer ons en die manne in die kroeg sit. En as julle vir my sê, hoe weet jy daarvan? Dan sê ek vir jou, luister broer, ek was wreed en wild. Toe ek so jong laat was, wreed en wild. Sondag is ek in die kerk. Ek sit 'n halfuur in die kerk, en is 3 ouens van my af ook dronk. Want hulle het dan aangesteek van my babbelas. My vrou wat toe 'n jong girl was, en ons het mekaar op die universiteit geken, wou nie langs my sit in die kerk sondagoggend nie. Okay? So ek verstaan daai wêreld. Ek kan vir jou sê, pas op. En dis waar ons is. Maar ons het 'n godstieker. En dan sê ons is 'n Christen. Praat nou nie nog met 'n gesels daaroor en hy sê vir my, maar ek is 'n Christen. Ek sê, waaragtig broer, wat praat jy nou man? Hy sê, ja, my pa was 'n NG ou en my ma was dit gewees en weet jy wat, ons was elke Sondag in die kerk. Ja, as ek lank genoeg in 'n garage staan, is ek 'n mechanic. Nee boys, kom, staan terug, kyk 'n bietjie wat hier aangaan. O, is 'n ding wat in my hart draai. Here help my. Staan op paardekraal. Nee? Hoogheilig. Hoekom? Die klomp Engelse is besig om Transvaal binne te val. Nou vir julle wat nou jong is, nie Transvaal nie, is, jy weet, Gauteng soort van. Noordwes, moenie worry nie. Paul Kreus se toetspraak moet jy gaan kyk. Waarop is hy gebaseer? Julle het 'n offer aangebring tot God tot by Bloedrivier. En in daardie belofte en gelofte wat julle gedoen het julle gesê julle gaan vir hom 'n kerk bou, 'n tempel bou. En weet jy wat? Julle het dit nooit gedoen nie. Gaan kyk na sy toespraak. Daar was 'n vrou wat navorsing daaroor gedoen het, ek het haar boek daaroor gelees. En omdat julle dit nie gedoen het nie, gaan die Engelse nou Transvaal binneval. Waarvan praat jy? Het julle geweet dat daai kerk wat beloof was by Bloedrivier is gebou in Pietermaritzburg 2 jaar na Bloedrivier? Hallo? So almal staan daar en luister, maar niemand dink waaroor dit gaan nie. En waar kom ons nou daaraan? So wat doen ons? Ons wil die mense by mekaar kry, ons wil die mense reg kry, ons doen dit in eie poging, dit is die deel van ons sondeval waaruit ons kom en ons weet dit nie. So Satan sit op ons rug en hy ry ons bloot. Maar omdat ons die vergadering geopen het in skriflesing en gebed, sit ons 'n sticker op. En dan kan ons nie verstaan wat is aan die gang in die land nie. Die ergste van alles wat ons ooit gedoen het. Ons het Jesus, die lammetjie wat die Jode geslag het ons net vervang met Jesus. Want hoekom? Want ek weet nie hoe dit nou gaan nie, ek weet nie hoe dit ding, en ek wil jou nou vertel, ek het regtig nie gedink om hieroor te gesels nie, maar byt vas, hier gaan ons. Wat is
die probleem. Ons skep ons eie goed. Ons skep ons eie manier van aanbidding. Reg of verkeerd? So, ek luister na die wet Sondag vir Sondag. Miskien doen hulle dit nie meer nie, maar dis waar ek was. So hoekom het hulle dit verander? Man, ek wil jou vertel, as ek in die kerk uitstap op 'n Sondag, en ek was haar voorste NG. Ek was haar mainspanner. As dominee enigstens nodig gehad het om iets te doen, op my knoppie gedruk. Met my babbelaars en al. Ek sit in die diakensbanke. Die dag toe ek gedoop is, toe wil hulle my die kerk uitgooi. Hallo? Hoe klink dit vir jou? Nou sit ek by dominee en hy praat met my, die dominee de Tooi van Littleton. Dit was toe Littleton, is nou Centurion. Verwoerper, whatever. En toe daar gekom, toe sit ek daar, toe sê ek vir hom, wel, ek is nou gedoop. Toe sê hy, nee, hy met my kom praat. Toe sê ek, jy kan kom praat. Toe begin hy met my praat, en toe is die ouderling ook daar. En toe vat ek hom by die huis uit, toe sê ek vir hom, sien die ou wat oor kan die straat bly? Toe sê ja, toe sê ek, hy bly in Oorspel. Weet jy dit? Ja, jy weet. Broer so en so teens Grobler het nou die pad buister geraak. Ek sê, luister Tjom, word wakker. Hy bly saam met sy ander vrou, hy het sy oorspronklike vrou met wie hy nou nog getroud is, het hy die huis uitgejaag. Nou oké, sit hom eers onder sensuur, dan luister ek na jou. Maar kom ons sit eers en praat, toe gaan ons terug in die huis in. Toe begin ek hom vertel wat ek daarvan verstaan. Halfpad deur die gesprek, toe begin die ouderling oortuiging kry, hy moet gedoop word. En toe eindig dominee die vergadering. Waarmee is ons besig, mense? Wil ons nie net vir 'n oomblik stil staan? Jy sien, ons dink alles wat ons doen is reg, maar ons besef nie uit die sondeval, het ons uit ons selfbeheer vir ons modelle en maniertjies gebou om God te dien, en is net 'n stieker. Want wat doen ons nou? Ons leef nog, wel, ek praat nou van toe ek daar was. Ek moes elke Sondag die 12 artikels aflê. En ek moes belydenis vra. En dan sing ons daai sad song daar in die tyd. En ons my sonde nou vergewe. Dis die einde van die prent. Ons lewe in die Ou Testament. En julle gaan sien, soos ons aangaan, Ou Testament is vervul. En dan gaan sê, nee, glad nie. Al wat ek vir julle sê, uit die sondeval uit, het ons begin om ons eie goedjies te reël, en ons eie goedjies te doen. Staan terug, kyk daarna. En nou begin ons in 'n tydsvak inskuif hier van 1960 af. Ek onthou die eerste keer toe my ma hoor dat jy neem die Here aan en raak wedergebore, toe sê sy, julle moet wegbly van daai plek af, daai mense weer, regtig, dis waar ons vandaan kom. Maar vandag het dit mode geword. Neem die Here aan en daar gaan jou moeilikheid weg. Bid hierdie sondaarsgebed, liewe Jesus, sag en teer, kom in my hartjie nimmer meer. End of story, broer, jy is op pad hemel toe. Waar kom ons daan? Ons het nou weer vir ons uit die hele basis dat die NG Kerk begin om wedergeboorte te aanvaar, het ons nou weer dit afgewater. Want ons is die hele tyd besig om in beheer te bly. Ons bly in beheer van ons lewe, ons bly in beheer van ons familie. Nou neem ons Jesus aan, dan raak dit net nog 'n middel. Ek het vir julle in die grondslagfase so mooi verduidelik van die balle wat ons in die lug hou. Vanweë die verbond wat ons met Satan gesluit het. Kyk net daar. Kyk net daar. Nêrens in die Bybel staan dit. Dan as jy Jesus aanneem, dan gaan jy hemel toe nie. Het julle dit geweet? Dit staan nie daar nie. Dit staan dat jy die ewige lewe sal hê. En die ewige lewe beteken dat ek Jesus sal ken en sal doen wat die Vader sê. Kom ek sê vir julle, daar is 'n ou daar onder in die Kaap. Man, ek het nou so gaandeweg het ek begin agterkom, die baptiste verstaan baie mooi.
baie streng skrifgetrou. Ek kan met hulle lekker gesels. En ek het hierdie ou se video's gesien op YouTube. Richard Botha, treat yourself. Soek hom. Hoekom? Hy lê die beginsels uit aan die hand van die skrif. Hy is die hele tyd op die skrif en sy uitleg daarvan is great. Wat het hy my geleer? Weet jy wie Jesus is? Is Jesus wie hy gesê het hy is? Hallo papa. Nou praat jy. En nommer 2. Onderwerp jy jouself van hom. Wat beteken dit? Ek sal vir jou vertel wat beteken dit in Romeine 14. Alles wat jy doen, moet jy doen uit die oortuiging van jou hart dat dit God se toestemming dra. Hoe kan jy dit doen as jy hom nie kan hoor praat nie? Jy maak vir jou klomp reëls uit die Bybel uit. Nee broer. Nee, wow. Jy eet die dag geplant. So, wat baie belangrik is nou dat ons eie poging, ons begin ons eie formaat opsit, ons begin ons eie benadering vorm, ons begin vir ons eie kerk opsit, en dit is klomp groepies. Hoekom? Want ons vind ons saligheid in die groepie. Ek meen die dag toe ek sê, boys, nou loop ek in die eigen kerk uit, my skoonma was hysteries. Hoekom? Ek het nou my redding verloor. So die kerk red jou. Het julle dit geweet? Dis nie so nie. Ken jy Jesus? Daar's die vraag. En dis die antwoord wat jy moet gee. En weet jy wat, selfs nadat ek tot redding gekom het ek deur hierdie fases moes groei. En nou doen ons goed en ons skep 'n groepie en almal wat nie deel is van my groepie nie, hulle is almal verkeerd. Ek was in katekisasie in die jaar 1969. Dat katekisasie gedoen, Pretoria Oos. In Pretoria. OK? En daar was so 'n halwe kompetisie onder die katekisante, wie gaan die beste presteer? Want die ou wat die beste presteer, wat eerste kom, wat hoogste punte deur die loop van die jaar behaal, hy kan in die hooftafel gaan sit. Dominee van Niekerk was nog op die kant. Kyk hoe mooi kan 'n oom onthou. Toe skraap ek hulle. Staan eerste in die klas. Ek kan nie onthou wanneer dit was, dit moes in 1970 gewees het. Of aan die einde van 69. Daar sit ek aan die hooftafel. Ag, my ma en pa het byna die stuipe. Daar aan die hooftafel het ons dinges nagmaal gebruik. Laat iemand anders nou buite die groep, buite daardie kerngroep van die NG Kerk iets verkeerd doen. Daai is verkeerd. Daar het hulle my geleer dat die AGS Kerk 'n sekte is. Het iemand al ooit van enige persoon of van die synode gehoor dat hulle bely en die AGS Kerk om verskoning vra? Weet jy wat? Ons wil nie dit aanspreek nie. Nou, maar jy wil nou net moeilikheid. Nee, ek wil nie moeilikheid maak nie. Ek wil eenheid bereik. En nou kom ek nie julle toe sê, ons skep vir onsself vanweë ons drang van oorlewing, wat kom van die toring van Babel af. So ons oplossing op die sondeval, ons oplossing is 'n menslike oplossing. En kyk hoe lyk hy, dis nagman. Solank ons alles mooi tik. En dan kyk ons na die vyeboom. Wat het Jesus met die vyeboom gedoen? Dit is altyd vir my so 'n snaakse storie gewees. Hy loop by die vyeboom verby en hy sien die blare in die vyeboom en hy stap na die boom toe en daar's nie vrugte nie. En hy vervloek hom. Ons dra die afskynsel van godsdiens
Hoe lyk jou vrug, broer? Hoe lyk jou vrug? Wat gebeur as iemand jou te nakom? Hoe lyk die vrugte van die Gees? So wanneer jy kom by daai plek en jy oorweeg dit, dan weet ons die menslike poging het nie gewerk nie. En ons moet kom by die plek waar ons stop en vir mekaar sê, weet julle wat, die menslike poging het nie gewerk nie. Die lewe wat ek nou lei, is 'n belydenis aan God, maar eintlik doen ek dit self. Eintlik is ek self in beheer. Waarom? Wel, wie wat die maklikste ding om te doen? Vertel 'n Christen uit kanker en hy is besig om dood te gaan. Dan huil hy hom byna dood. Want hy is die hele tyd besig, en dit is baie maklik, dink daaraan. Hy is die hele lewe toegewy aan God die Vader, aan Jesus en aan die Heilige Gees miskien. En dan gaan hy dood. So hy gaan na huis toe. Hy het nou uiteindelik by die plek gekom waar hy huis toe gaan. Hy gaan nou inderdaad aangesig tot aangesig kennis maak met God drie-eenheid. En dan huil hy. Kyk, my kop kan dit nie verstaan nie. Nee, maar die dood is verskriklik. Dis niks, dis een tree, is een asemhaling. En ek staan by Pa. Kan jy dit dink? Hierdie ou wat ek hier op aarde dien, wat ek so graag wil sien, wat ek ure by sit net in sy teenwoordigheid, nou kan ek hom sien, en nou gaan ek huil. Nee, luister hier, dis eie poging, broer. Jy is bezig met eie poging. En solank ons bezig is met eie poging, gaan nie werk. Sorry. Gaan nie werk. Oh, we're thirsty. And oh, are we? Come to the fountain. Dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow